love you, Lord, for your mercy never fails me, and all my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, and I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful, and all my life you have been so good. With every breath that I am able, and I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire and the darkest night. You are close like no other. I've known you as a father, I've known you as a friend, and I have lived in the goodness of God. And all my life you have been faithful, and all my life you have been so good. With every breath that I am able, and I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. And all my life you have been faithful, and all my life you have been so good. With every breath that I am able, and I will sing of the goodness of God. And I will sing of the goodness of God. And I will sing of the goodness of God. Here, dis juist u goedheid wat ons aan mekaar hou, wat ons by mekaar hou, wat ons daarom laat asemhaal en vorentoe gaan. In 'n wêreld wat deur mekaar is, vra ons dikwels, maar waar is u? Hoekom is u nie hier nie? En dan kan ons weet, u is die goeie God wat by ons is. Aan u kom al die lof en al die eer toe, Here. Amen. Mag die Here se genade en sy liefde by jou wees. Mag jy sy goedheid beleef. Mag jy weet, hy praat vandag met ieder en elk van ons. Amen. Goed, kom ons sing lekker hartlik saam. Daar so 3 songs wat ons lekker hartlik gaan saam sing. Roan is nie vandag hierso nie, maar Jaco is meer as capable. He was
Naam, heilige Naam. Hy was, hy is, en hy sal ook wees. Hy was, hy is, en hy sal ook wees. Heilige Naam, heilige Naam, heilige Naam, heilige Naam. Here, wie is daar so sien? Wie kan staan voor U? Majesteit ons buig voor U. O, Here, nie meer twyfel nie, nie meer terughou nie. Majesteit ons glorie, ons
oneindig groot. U is vir ewig, U is vir altyd, en ek weet U is ook vir my. Word verheerlik, word verhoog deur al die lof wat Jy vir my. Kom verander, kom vernuwe, deur die passie binne my. Jesus, dit gaan alles net oor U. Dit gaan alles net oor U. Dit gaan alles net oor U. U is voor alles en nog meer. U hou die wêreld in U hand. U sien vergete mense raak. U heel gebrokenis van hart. Wat kan nooit vir U onmoontlik wees? Wat kan nooit vir U onmoontlik wees? U stem maak woeste storm stil. U roep die skepping tot bestaan. U sal my siekes wat begeer, om weer te hoor en op te staan. Wat kan nooit vir U onmoontlik wees? Wat kan nooit vir U onmoontlik wees? U is God, U is altyd in beheer. U sal U ooit kan keer, om te doen wat U wil. Want U is God, U is altyd in beheer. U sal U ooit kan keer, om te doen wat U wil. En nog meer, U hou die wêreld in U hand. U sien vergete mense raak, en jou gebrokenis van hart. Wat kan nooit vir U onmoontlik wees? Wat kan nooit vir U onmoontlik wees? Want U is God, U is altyd in beheer. U sal U ooit kan keer, om te doen wat U wil. Want U is God, U is altyd in beheer. U sal U ooit kan keer, om te doen wat
is God, is altyd in beheer. Is al hy ooit kan keer, om te doen wat hy wil. Want hy is God. Here, en daarom bang ons vir niks nie. Daarom vrees ons nie die toekoms nie. Vrees ons nie die hede nie en ook nie vir ons verlede nie. U is in beheer, u regeer en dis ons geloofsbelijdenis vanoggend. Ons glo in u wat die skepper is, wat alles gemaak het. En ons glo ook in Jesus Christus wat die seun is, wat die aarde toe gestuur het vir ons, wat gelei het en gesterf het, maar ook opgestaan het. En wat die dood deurbreek het. Ons glo ook in die Heilige Gees, Here, u wat binne ons woon. Ons glo in 'n kerk, aan 'n gemeenskap van gelowiges, nie heiliges nie, nie sondeloses nie, maar uitgesoektes. Ons glo in 'n ewige lewe, aan die vergifnis van sonde. En ons weet, u kom weer. U regeer. Amen. Terwyl jy so rustig is, kan ons die kollekte opneem. Dankie. Goeiemôre. Is julle wel? Het julle almal water gehad?
Die wat nie water gehad het nie, julle kan hierdie kant sit asseblief. Het almal nou al water. Ek sien orges hier so in die kerk, so hy is seker verlig. As julle nie weet, as julle nie daar orges staan 'n bietjie reg op toe. Nee. Arme man het 'n nag gehad hierdie week. Sterkte, sterkte. Is dit al reg? Is die water nou al dis vol sterkte? Nog nie. So min water gebruik asseblief. Net so het tussen die kielibakke en agter die. Goed, daar's 'n cherry hier buitekant wat LG19LB wie se venster oop is. Jy dalk net dat jou kar wil gaan toesluit as hy nog daar staan. LG. Okay, julle sinne. Goed. Net die venster gaan toemaak asseblief. Dan by ons siekes, Franco was vir 'n operasie. En kom ons dink in ons gebied aan hom, hy brul van die pyn. Vanoggend daarom sê hy daarom klein bietjie beter, maar kom ons dink in ons gebied aan Franco, sterkte daar vir julle. Ek dink, weet nie of hy kyk nie, anders hy Nico sal julle oordra asseblief Karin, dankie. En dan net so 'n paar lekker goeters of 'n paar goeters die geweek. Dis 'n incredible week gewees. Ek weet nie of ons reg tyd kry om reg te besin oor wat gebeur het nie. Ek wil die begroting is uiteindelik gelewer en dit klink my hy sal waarskynlik deurgaan. Dit is goeie nuus dink ek tot hy by die petrolpomp kom en met ekstra betaal, dan is dit nie meer so goeie nuus nie, maar dis daarom verby. Daar's nie meer VAT increase nie, daar's net levy increase. So increase. En dan het ons 'n Ramaphosa aan vir Trump gehad in die kruit. En gelukkig was daar 'n paar ouens wat die shots so bietjie gecover het. Ek is nie seker of ons goed uit die fight gekom het nie. Ek dink nie so nie. Ek dink ons kan onsself gelukkig ag dat daar 'n klompie ouens wat die shots so bietjie gekeer het, maar ek dink nie ons is uit die hoeds uit nie. Ek dink ons is nog in golftaal nog in die rof. Ek dink dit gaan sommer net vinnig regkom. Maar goed, die gesprek het uiteindelik plaasgevind en dankie Vader, dis verby. En dan spring Ferrari vandag tweede weg. Dis 'n wonderlike ding. Die van julle, is daar nog Ferrari fans? Is ek enigste? Nee, is 'n hele klompie, okay. Ons is tweede en ek dink regtig waar ons gaan dit vandag kan maak. Ons is nog altyd goed op Monte Carlo, so kom ons hoop. Ek dink dit vir Hamilton bietjie erg gestraf, maar dit is 'n ander saak. En dan is daar 'n ander ding wat gebeur het gister wat nogal huge was in die dorp. Daar het 'n nuwe winkelsentrum opgemaak. Dit het ook met hande klop. Okay, Monas, eerste keer in 25 jaar dat hulle verloor het teen Noordheuwel. Is dit 25 jaar, 24 jaar? Dis 'n huge ding. Die dorp is blou. Wit-blou of wit en blou of ligte blou, ek weet nie. Maar ja, ek weet daar's 'n paar onderwysers van Monas, so ek moet nou versigtig daaroor tred. En daar's 'n paar ek weet nie of ons Noordheuwel onderwysers het nie, het ons. Ja, okay, ja, daar's Chris aan die kant. So daar's Noordheuwel, maar goed, so ek moet maar versigtig, ek was in my belydensklas al twee groepe, so ek het gewonder of ek hulle moet afgee vandag. Ek weet nie, ek wil net nie oorlog maak nie. Maar ja, baie geluk. Ek dink dit was 'n goeie wedstryd geweest. Baie die van het julle hom gekyk op die televisie? Julle kan maar. Kan ek twee goeters op die televisie vir julle aanbeveel wat ek dink regtig waar aanbevelingswaardig is. Die eerste ene is 'n program wat op Kyknet uitgesaai word op hierdie stadium, 8:00 op 'n Sondag aand, die stories van Afrikaans. Dis regtig 'n baie goeie verhaal oor waar Afrikaans vandaan kom. Ons vier hierdie jaar sy 100ste bestaanjaar as amptelike taal en dis regtig een van die beste stories wat ek nog gesien het oor Afrikaans. Julle kan dit gerus maar kyk. Ek dink hy's vanaand nommer 5 al. Maar julle kan dit maar gerus kyk. En dan het daar so 2-3 donderdae terug ook op Mnet dokumentêr begin. Helderberg is sy naam. Die van julle wat in die 80er jare al hier was, onthou die Helderberg ramp. En daar's 'n klomp stemme rondom dit gewees oor daar was onwettige ammunisie op die vliegtuig en 'n hele klomp ander sulke goeters. En dit gee 'n baie goeie dokumentêre weergawe van die ek dink is 1987 is ek reg, ek dink 87, 88, wat dit plaasvind. Kyk dit gerus, dis regtig twee van die beter dokumentêre wat op hierdie stadium op die vermaaklikheidswêreld lê. Dan Pieter, julle sit deur ver agter, wil jy nie gou vorentoe kom? Waar het ek julle nou gesien? Pieter, Anita, Michelle, kom gou vorentoe toe. Ons het so in die begin van die jaar toe ons die kerkraad voorgestel het, vir Pieter en vir Anita so lank al totsiens gesê van die kerkraad af. Julle moet hier bo kom staan asseblief.
Hulle het besluit, Gauteng is nie meer vir hulle nie. Hulle besluit om Weskaap toe te gaan. Ek wil net gou Johan Rupert se woorde aanhaal, dat die Weskaap die hoogste misdaadsyfer, net 'n graad. Dis 'n groot dag vir julle. Dis die laaste keer dat julle by ons in die gemeente is, amptelik. En nou gaan julle Kaap toe, en ek dink ons almal beny julle, en is jaloers op julle, maar ons weet dit is 'n groot stap vir julle. Mag die Here regtig waar saam met julle gaan daarson. Aan die einde van die diens, as ek die seën uitspreek, gaan ek weer vir julle vra om hier voor te kom staan om vir julle die blessing te gee. Maar mag die Here regtig saam met julle gaan. Dankie vir alles wat julle gedoen het in die gemeente. Julle was oral te betrokke, by die kerkraad, by die voorsang, by die sang, by elke kermis. Ons waardeer julle verskriklik baie. Julle was regtig 'n steunpilare in die gemeente, en ons gaan julle verskriklik mis. Ons weet julle gaan elke Sondag op Facebook live kyk. Al is dit nie gedurende dienstyd nie, wel bietjie later as julle opgestaan het, en langs die see gaan klaar stap het, maar mag die Here regtig waar julle wonderlik saam met julle wees. Baie sterkte vorentoe. Kom ons gee vir hulle lekker hande klap toe. Pieter, middag. Ek gaan vir jou druk gee. Ons het saam met hulle klomp goeders beleef, begrafnisse en siektes en verskriklik baie goeders, sterkte vir julle. Goed, ons is by Ompaaie. Hierdie was ook 'n ompad geweest, maar dit is 'n belangrike ompad, nee. Ek gee nie om dat 'n ompad, dis nou laasweek se inleiding, dis hoe ons wil hê die lewe moet werk, net van punt A na punt Z toe, en is 'n straight line, en dan is dit easy, dan kan ons smooth sailing deur die lewe gaan. En as jy nou hier sit en wens, ek wens my lewe was so. Daar's nie 'n enkele ou in hierdie gehoor en dwars deur die wêreld wie se lewe so is nie. Nie eers as jy in die royalties iewers in Engeland is nie. Daar's geen manier dat ons lewe net op 'n straight line beweeg nie. Ek sou self nie eens omgee as my lewe so gemaak het nie. Jy weet, 'n paar draaie gemaak het nie. Dan sou ek ook okay gewees het. Ek is dan min of meer op pad na my rooi kolletjie toe, weg van my groen, en is 'n paar draaie, maar hy's dan min of meer in dieselfde rigting. Die probleem het ek laasweek gesê, is dat, nee, kom nou, is ons lewens dikwels so loop. Dis my lewe daai, dalk is daar 'n paar ander ouens wat ook kan relate daarmee. Ons het die droom van waar ons op pad is, maar die lewe en my eie keuses en ander mense se keuses maak die lewe net vir my partykeer net bietjie moeiliker. Die probleem met so 'n soort lewe is, in hierdie verdwaal kan jy gaan vassit. En dis dalk die grootste probleem wat ons het is, nie dat ons verdwaal nie, maar dat ons in die modder vasval. Dis op hy verdwaalpunt kom en sê, maar ek kan net nie uitkom nie. Ons is nou besig met, en is al die 4de week wat ons met Josef besig is, aangrypende karakter. Ons begin hom leer ken as 'n 17-jarige wintie oukie, en dan loop hy 'n klomp draaie en sy broers verkoop hom, en hy kom by mevrou Potifar, en mevrou Potifar like sy lyf, en hy doen nie hierdie cougar ding nie, en hy gaan tronk toe eventually daarvoor, en dan sy tronk word hy vergeet deur die bakker en die skinker, en dan uiteindelik kom hy in Farao se huis, waar hy daarom die droom daar kan uitlê, en dis hierdie deur mekaar draaie wat sy lewe loop, en dit kom net nie, voel dit vir hom of dit iewers te uitkom nie, en die probleem is dat 'n mens so maklik kan vasgeval raak, en hier is die lekker, Josef het 'n model, ek weet nie of 'n model die regte woord is nie, het 'n voorbeeld vir ons van hoe om nie vas te val nie. Hoekom val ons vas? Hoekom stak ons iewerster en kom nie daar uit nie? Ek gaan nou iets sê, en dit kom nou uit Genesis 2, 3, 4, 45, maar dit is baie wyer as net dit. Ek vermoed, baie mense kom nie van A tot by Z uit, en hulle is gestak hierso, omdat hulle sukkel om te vergewe. Dwars deur die literêre wêreld, dwars deur die
literatuur wat daar bestaan, veral oor die sosiologie en sielkunde, sê die ouens vir ons, vergifnis is die ding wat jou laat breek, en jou laat stil staan, sodat jy nie kan beweeg nie. Dis ongelukkig, wat jou iewers in die modder laat beland, en jy nie daarby uitkom nie. En party van ons like die modder, maar mag ons tog net iewers te leer om, julle weet wie hoort in die modder, nee? Ok, dankie. Julle is nie 'n klomp varke nie, varkies nie, weet nie wat se woord om te gebruik nie. Ons is nie bedoel om so 'n klomp varke in die modder vas te wees. Jy kan dan gaan speel, maar kom jy daar uit asseblief. En nou gaan jy vir my vra, maar hoe kom jy daar uit? En ek is nie 'n 4x4 entoesiast nie, so ek verstaan nie heeltemal nie, maar dit lyk vir my die meeste van die ouens sê vir jou, daar moet skielik op een van die 4 wiele moet daar traction wees. Anders gaan jy net dieper en dieper inspin, want dis wat ons doen. Ons besluit dan trap ons die petrol voluit, los die clutch en nou move ons dieper en dieper. Iewers moet jy solid ground onder jou kry om net bietjie traction te kry om daar uit te kom, stadiger dalk eerder as vinniger. Maar dis 'n baie moeilike proses. So kom ons lees die verhaal. Genesis 42. Josef was in beheer van Egipte en hy het self die graan aan die mense verkoop. Sy broers het dus na hom toe gegaan en diep voor hom gebuig. Dis in vers 6, vers 1 tot 5 sê, Josef se pa sê, boetmanne, julle moet Egipte toe gaan, ons hoor, hierso het ons nie meer kos nie, julle moet soen toe gaan kyk of julle daarso kan kos kry asseblief, gaan koop vir ons ietsie, ons is hierso in die moeilikheid, ons het kos nodig. En dan stuur hy 10 van die boeties. Die jongste, Benjamin, hy stuur nie hom nie. Dit is sy nuwe witbroodjie. Julle onthou hy het 'n witbroodjie gehad 20 jaar terug. Sy naam was Josef. En Josef is, so sadly, hy is oorlede. Die broers het gesê hy is oorlede. Pa dink hy is oorlede. Kan jy dink by daai begrafnis? 'n fake begrafnis. Boetie staan en huil, en pa huil eg. Boeties huil fake, want hulle het gemaak asof hy dood is. Eintlik het hulle hom net in 'n human trafficking ding verkoop. Josef kom uiteindelik in beheer. Hy verkoop self die graan. So skielik eendag staan 10 ouens wat hy duidelik herken, maar wat hom nie herken nie. Toe hy sy broers sien, het hy hulle herken, maar hy het hulle nie laat agterkom wie hy is nie. Hy het hulle bars aangespreek en gevra, ek het die woord baie lanklaas gehoor, 'n bars aangevra. Dit klink soos 'n klomp man, soos 'n bars. Bars aangespreek gesê, waarvandaan is julle? Hulle het hom geantwoord, ons is van Kanaan, ons kom koop graan. Ek dink nie hy het so gepraat nie, maar ek dink nie daar was meer as dit nie. Dis amper iets van, ons het die tegnologie nodig, ons het nodig om helikopters en goeders te hê om die crime af, ons het jou hulp nodig. Ek hoop nie ek is nou 'n bietjie mislik nie. Josef het sy broers herken, maar hulle het hom nie herken nie. Hoekom nie? Dis 20 jaar later. Ek vermoed hy lyk, onthou julle die prentjie van Cleopatra? Ja, reguit haartjies met so kuifie en so om my oortjies. Ek dink hy het so haarstyl. Hy's glad geskeer. Dit was die Egiptiese elite het glad geskeer. Die ander het baarde gehad, maar hy was glad geskeer. Hy was 'n grand aangetrek. Hy het nou al die Egiptiese taal aangeleer. Hy's nie van hulle nie. En hulle herken hom nie. Maar hy kan nie anders as om sy broers of die 10 van hulle te herken nie. Kom ons praat oor vergifnis. Ek wil aan die begin sê, want ek dink dit is nodig dat jy die res van die tyd moet onthou. Vergifnis teenoor die mense wat die naaste aan jou is die moeilikste. Ander mense kan jou seermaak.
en jy kan 'n gordyn daar hang. Jy kan dit by die huis doen as die een wat jou seer gemaak het, jou vrou of jou kinders of jou man, as dit hierso is. Maar gordyne werk dan nie, dis gewoonlik dan deursigtige kantgordyntjies. Dis die maklikste om te sê, okay, ek vergewe jou my man of my vrou of my kinders of wat ek al, maar dit is nie so easy nie. Die probleem met vergifnis is, ons kan oor vergifnis praat as 'n issue, maar sodra ek praat oor vergifnis, kry dit 'n gesig. Daarom weet ek, jy sit vandag 600 gesigte hier voor my. 600 stories wat jy onthou. Ten minste. Of dit nou in die besigheidswêreld was, en of dit nou in jou huwelik was, en of dit nou wherever was, jou as kind, maar iewers sit jy met onvergewens en hy het 'n gesig. En sy gesig is nie noodwendig 'n ander ou se gesig, is dalk jou eie gesig. Waar jy sukkel om met jouself te voel, en met jouself vrede te maak. En in hierdie proses is dit verskriklik moeilik om dit te doen. Soos as Josef hierdie volgende paar hoofstukke gaan praat en gaan doen, dan moet jy weet, daar sit by hom hierdie stuk seer hier binne-in. Kan ek ietsie sê oor daai bars? Ek dink op daai moment het hy nie probeer om sy broers net te grind, sommer net om bietjie moeilik te wees nie. Ek vermoed dit was 'n uiting van al sy opgeboude frustrasie van 20 jaar. Van ek hou nie van julle nie. Ek hou nie van julle 10 wat hier voor my staan nie. En sommer van die boetie by die huis ook nie. En ek dink dis hoekom hy so bars opgetree het, bars gepraat het. Ek dink dis 'n oorspoel van hypergefrustreerdheid. Dan bestaan ons loop Josef van hulle af weg en hy gaan huil. Ek gaan nou terugkom na hierdie huil toe. In hierdie laaste paar hoofstukke, is daar 3 keer wat hy sommer net trane stort. En as dit nie fake trane nie, dan is dit egte trane. En dan het hy teruggekom na hulle toe en weer met hulle gepraat. Toe hy vir Simeon gevat en hom voor hulle in die tronk gesit. So, ek gaan die storie vertel, dan gaan ek nie alles lees nie. Die storie loop so, hierdie 10 kom staan, hy sê vir hulle, ek sal vir julle kos gee, maar gaan haal julle jongste boetie. En hulle sê, as geen manier nie. Hy sê, ek sê vir julle, jy moet hom gaan haal. En dan besluit hulle, okay, hulle gaan hom haal. Dan vat hy vir Simeon, en hy sit die oudste boetie, en hy sit hom in die tronk. En dis die losprys dat hierdie ouens moet terugkom. En as die ouens se wegbeweeg, dan sit hy al hulle geld tussen hulle sakke. So hy gee vir hulle kos wat hulle kom koop het, en hy gee vir hulle die geld terug. En hulle weet nie af van nie, maar hulle ontdek het eers toe hulle by pa kom. Terug by pa sê hy, pa, ons het kos gekry, maar as wie wil teruggaan, Simeon is losprys, want hulle wil hê Benjamin moet saamgaan. Pa sê, no ways. Ek het al klaar my eerste witbroodjie verloor, ek gaan nie my tweede witbroodjie ook verloor nie. There's no ways. En dis so 'n stukkie tragiese deel van die verhaal. Hulle los vir Simeon vir 3 jaar in die tronk. Arme Simeon sit vir 3 jaar. Arme, nee, genade. Hy was deel van die oorsaak van hierdie hele ding, maar 3 jaar lospaal hom, en na 3 jaar oortuig hulle, nadat hulle weer hongersnood gehad het, oortuig hulle hom, pa, kom ons gaan al 10 weer terug, Simeon is klaar daar, ons moet hierdie ding regmaak. En dan staan hy weer voor hulle, of hulle voor hom, en hierdie keer al 11 van hulle, Simeon uit die tronk uit, Benjamin, en die ander 9, en dan stuur hulle weer terug, en hy sit 'n silverbeker, die koning se beker, soos nogal 'n dierige ding, in Benjamin se sak. En hy laat hulle trek. En hulle so end weg, toe stuur hy die polisie. En hulle onderskep hierdie klomp ouens, en hulle bring dit terug, en hulle wil nou vir Benjamin in die tronk sit. Want hy dan kon sy gesteel. Uiteindelik
dan kan hy nie anders doen dan sê hy, okay, kom ons 'n opspeletjie speel. Ek is Josef. Ek is julle broer. En dan skryf hy die mooiste verse. Josef kon homself nie langer bedwing vir die mense wat hom bedien het nie. Hy het hulle almal aanbeveel, of hulle almal beveel om van hom weg te gaan. En daar was die wat hom gedien het, nie een van hulle, almal is weg, net sy broer staan nie by hom. Hy het so hard gehuil, dis sy tweede keer wat hy huil, dat die Egiptenaars en die mense in die Farao se paleis dit gehoor het. Die bure het gehoor. En toe sê Josef vir sy broers, ek is Josef. Leef pa werklik nog? Sy broers kon nie antwoord nie. Hulle was te bang vir hom. Maar hy het vir hulle gesê, kom na my toe. En toe hy nader kom, sê hy, ek is julle broer Josef. Julle het my verkoop en ek is Egipte toegebring. So as ek die skrip sou skryf, as ek die storie sou skryf, staan hier 11 boeties voor my, wat my te nagekom het, wat al my innocence gesteel het, wat my kinderjare opgevoeder het, wat my in die tronk laat beland het. Man, ek is die duiwel in vir hulle. Dis nie fair nie. En ek sou op daai moment toe hulle 11 druipstertjie voor my gestaan het, my swaard uitgepluk het en hulle almal onthoof het, een vir een. Dis hoe my skrip sou werk. Dis wat ek so goed doen het, dis wat meeste van ons so goed doen het. As iemand my te nakom, het ek die volste reg om hom swart te smeer of dood te maak. Of dood te swyg. Is net so erg. Want hy het my te nagekom. So as ek 'n klokkie gehad het, ek nou so 'n klokkie gedruk gesê, ping, kan ek jou remind. Die lewe is nie fair nie, nêrens nie. Daar is nie so iets soos 'n perfekte, regverdige wêreld nie. Ek werk 8 ure of 12 ure en daarom moet ek kry wat jy kry nie wat jy verdien nie. Dis net nie fair dat jy alles insit van Christendom wat jy kan en dan gebeur bad things met jou nie. Die lewe werk nie so nie. Die lewe is unfair. Ons moet 'n grip daarop kry. Maar hier's nog 'n ding. So unfair is wat die lewe oor ons is. So 'n unfair ding is vergifnis. Vergifnis is die mees onregverdige ding wat jy kan doen. Jy gee vir iemand iets wat hy nie verdien nie. Hierdie ouens verdien die dood, of ten minste in die tronk gegooi te word. Trouwens, daai beker wat gesteel was, die straf daarvoor was doodstraf. Hier staan die boeties voor hom. Hy sê, ouens, is ek en Josef. Daai kleed wat julle van gegee het, dis gone. Die kleed wat ek gehad het, toe ek by mevrou Potifar moes weghardloop, sy het vir 'n bewys te kan gebruik. En dit is interessant, hier skeur hierdie broers hulle klere. Dit is 'n preek vir 'n ander dag, maar dis hierdie kledingstukke wat so opgeskeur word, wat so 'n dramatiese rol in hierdie verhaal speel, is eintlik enorm. Ek moes julle eintlik doodgemaak het, en hierso kom die belangrike ding. Iewers is daar iets anders in Josef betrokke. Maar julle moet nou nie sleg voel of bang wees, omdat julle my verkoop het nie, want God het my voor julle uit. Waar het jy tot daai besef gekom? In die tronk, by mevrou Potifar, toe jy iewers op die kamele in hierdie prosesie was om afgelewer te word? Waar het jy gedink, God het my voor julle uitgestuur? Om lewens te red. Hoekom moet ek 'n pion wees in God se hande? Dis nou maar die 2de jaar van hongersnood in die land. Daar lê nog 5 jaar voor waar daar nie geploeg of geoes gaan word nie. God het my voor julle uitgestuur om vir julle 'n oorblyfsel in hierdie land te laat oorbly, om julle aan die lewe te hou en sodat baie aan die dood sal ontkom. Dis nie julle wat my hierheen gestuur het nie,
maar God. Ja. Hoe vergewe mens? Hoe kry ons hierdie mentaliteit by ons as gewone mense? Ek wil 3 goeie sê daaroor. Nommer 1, Josef het gehuil. Die woord wat hier gebruik word in Hebreëus is eintlik die woord wat ons vandag in Afrikaans sou gebruik, ween. Dis nie net 'n paar trane stort nie, dis hierdie diepe smart wat ter sprake is. Nou wat ek net myself baie duidelik uitdruk. Gewoonlik as mense uitgevang word, dan is ook hierdie trane dal wat reg is en baie keer reg is. Maar baie keer ook 'n bietjie meer aangedik word ter wille van simpatie soek. Dis nie wat hier gebeur nie. Maar ek dink die eerste stap van vergifnis is, ja, ek is stikkend, want daar's goed van my gevat wat myne was, wat ek nooit sal kan terugkry nie. Iemand het aan my lyfie gevat toe ek 6 en 7 jaar oud was. Hoe kry ek dit reg om afskeid te neem van daai ding? En daai ding is gewoonlik 'n oom of 'n... Hoe kan ek dit reg kry? Hoe kan my onskuld wat ek gehad het as 'n jong seentjie net wegwees? En is nodig dat ons huil. Oh nee, nie mans nie, ons huil nie. Jy word nie so groot gemaak nie. Jy is 'n sterk man. Ek vermoed ons moet 'n nuwe model vir man wees ontwikkel. Nie ons nie, die Bybel het vir ons 'n ander model gegee. 'n Model van Josef wat 'n topposisie het, wat in hierdie paar hoofstukke 3 keer huil, ween, diep uit sy binneste uit, vir die onreg en die seer wat aan hom gedoen is. En hy het 'n paar foto's, hy het 10 foto's van die mense. Benjamin was nie daai eerste dag by nie gewees nie. Hy het genoeg skiet, sy ma is vroeg dood. Hy was 'n jong seentjie toe sy ma dood. Hy is verkoop, hy is in die tronk gegooi. Hy het alles gehad wat nodig was om nie te vergewe nie. En hy kies te huil. Miskien, en ek sal dit later weer sê, miskien is dit dalk die eerste stap in die proses van vergifnis. Om die foto's te gaan uithaal. Nie te gaan wegbêre nie, maar weet te gaan uithaal. Toe die Waarheids- en Versoeningskommissie in die 90er jare bymekaar gekom het en 'n hele klomp goeters gesê is, ek het dit al vertel en ek gaan weer vertel, was ek deel van die Waarheids- en Versoeningskommissie toe ek in die polisie was. En ek onthou ek was by een van die sittings gewees, by een van die skoolsale, so koue skoolsaal in die winter gewees, was mislik en die klomp kommissaris het hier bo gesit en prof Piet Meyering van Pretoria was die voorsittende beampte daai dag gewees. En daar kom 'n tannie in, 'n swart tannie, oud, verrimpeld. En sy kom staan en sy vertel die storie van wat die polisie met haar seun gemaak het, hoe hulle hom gemartel het en uitwendelik laat sterf het. En nadat sy haar storie vertel het, wat seker 2-3 ure was, tussen die tolke en alles deur. Toe vra prof Piet Meyering vir mevrou, wat kan ons vir jou doen? Hoe kan ons jou help? En sy sê vir my, professor, jy kan vir my niks doen nie. Maar dankie het ek 'n kans gekry om my storie te vertel. My trane te kon stort. En ek het daar saam met haar uitgestap buitekant toe na die taxi toe. En sy het sommer net gegaan en sê, Moruti, was so goed om 'n bietjie lig te wees. Om 'n bietjie lig te loop, was haar woorde. Net haar storie te kon vertel, haar te kon krek voor, want daar's soveel wat aan my gedoen is. Daar's gesigte wat onsigbaar is. En ek het nodig om dit net te huil. Nommer 2. Tussen die huilery fokus Josef weg van die seer binne in hom na die goeie wat uitkom. Can you believe it? Ek wil al die seer wat binne hom is, sê hy, jy weet julle wat, maar die Here het my voor julle uitgestuur. Is nie julle nie? Julle dink dis julle. Maar is eintlik die Here, hoofstuk 50, die heel laaste hoofstuk, gaan hy weer daaroor sê. Hy sê, julle wou sleg doen, die Here wou goed doen.
En ek weet, as 'n mens stikkend is, wil 'n mens nie fokus op die goeie goeders nie, maar dalk, onthou bietjie ding, ouens wat in die besigheidswêreld is. Partykeer het daai slegte besigheidstransaksie, waar ouens jou ingeloop het, gelei na ander plekke toe, waar jy vandag dankbaar vir is. Maar daai kon jy nie daar verstaan het nie. Nou as jy terugkyk, om hindsight, kan jy sien, dit was oukei geweest. Daar's ook goed. So kom ons leer aan om sommer by voorbaat te leer uit dit wat met my gebeur. Nommer 3. Jy my stil sit, want nommer 3 en die volgende ene is belangriker goed. Is dieselfde ene, maar dit is crucial. Vergifnis hang nie af van of die ouens aan jou of vir jou om verskoning vra nie. Hierdie moet jy mooi versnap, dis crucial. Om mense vry te spreek, moenie wees net omdat hulle kom om verskoning vra het nie. In hierdie hoofstukke het die boeties nie een keer om verskoning gevra nie. Trouwens, in hoofstuk 45 vers, dink ek by 30 rond, dan krak hy weer 'n keer by sy broers. En hulle volgende woorde was, okay, dan kom ons gaan met lewe. Soos hy net praat, en almal staan, sy broers het met hom gepraat. In Hebreëus is die woord emosieloos, remorseless, dis net hierdie, kom ons gaan met die lewe. Nie by ons nie. Jy sal my vergifnis moet verdien, Pel. Jy gaan nie sommer kry nie. Jy moet op jou knieë kom staan, jy moet jouself afsloof voor my, dan sal ek wel kies. En hoor julle wat gebeur? Is hierdie stuk powerplay wat gebeur. Ek sal vergewe as jy. Daar's niks transaksioneels hieroor nie. Ek sal as jy, dis net, ek vergewe jou. Kan ek net gou 5 wanpersepsies regkry? Nommer 1 is dieselfde as nommer 3 van nou. Dit hang nie af van of ander mense vir jou kom vra vir vergifnis nie. Jy moet vergewe. Dis dalk die belangrikste ding wat jy moet hoor vandag. Ek en jy is gemaak om te vergewe. Ons is nie gewire om nie te vergewe nie. As jy met vergewingsgesindheid binne jou sit, gaan jou doodmaak. Letterlik. Dit vreet jou van binne af op. Mans, dis vir al ons wat nie uiting gee daar nie, en dit knaag hier binne ons, en ons kom op 2 maniere uit, of met aggressie, of met bitterheid. Al 2 daai emosies is sekondêre emosies, bedoelende, daar's iets anderster, onvergewens is dit, en dan gebeur hierdie 2, bitterheid en aggressie. En al die anger management goeders, al die kursusse gaan terug na, wat het gebeur hierso? Hoe kan ons dit regmaak? Daai goed sal outomaties regkom, as hierdie ding reg is. As jy sukkel om te vergewe oor wie ook al iets van jou gedoen het, en jy verwag daai ou moet na jou toe kom, dan is dit amper soos om 'n bottel muurgif te drink en hoop die ander ou gaan dood. Dit is stupid. Jy kan nie jouself bevuil en dink die ander ou gaan vuil word nie. Nommer 2. Vergifnis sê nie die ander ou se dade is reg nie. Verstaan reg. Dit sê nie, ag, toe man, dis so, manne, ons doen daai ding, né? As okay man, kom braai by my. 'n Bietjie brandwas, daar is alselfs weer onder die tafel. Vergifnis werk nie so nie. Dit sê nie alles wat jy gedoen het is reg nie. Iewers het ons hierdie persepsie dat as ek jou vergewe dan, okay, nou, dis weer okay, dit was nie reg so erg. Natuurlik was dit erg. Jy het ou se lewe kom verkleur en met inkom bevlek. Daarom moet ons sê dit is erg, is drasties. Maar vergifnis beteken ook nie ek vertrou jou weer nie. Vergifnis moet ook nie sê jy moet hom weer vertrou nie. Trouwens, ek dink nie is gaaf en oulik om 'n ou wat jou in die rug gesteek het te braai te nooi vir 'n braai nie. Behalwe as jy hom wil braai. Maar dis nie wat bedoel is. Ek dink daar's vertroue vat baie tyd. Vergifnis kan oombliklik gebeur. Vertroue vat jare en jare om weer iemand te vertrou. Nommer 4.
vergifnis is ook nie 'n gevoel ding nie. As ek so voel, nee, die Bybel sê jy moet vergewe. Onthou julle Onse Vader? Een van die bedes in Onse Vader, vergeef ons skulde soos ons skuldenaars vergewe. En nadat Jesus amen gesê het, sê wag, ouens, ek gaan hier vertel oor hierdie gebed. Die enigste ding waaroor Jesus iets te sê het is oor vergifnis. So as hy klaar gebid, dan sê hy, ek moet vir julle verduidelik. Dis nie 'n gevoelsding nie. Jy moet. Trouwens, as jy vergewe, dan voel jy beter. Nie, ek voel ek moet jou vergewe om beter te... Nie, wat gewoonlik gebeur is, as jy die daad doen, kan jy asemhaal. En die laaste, vergifnis beteken, ons vergeet net alles nie. Toe maar is nie so erg nie. Ons gaan aan met ons lewe. Vergifnis, en dis die laaste wat ek wil sê, vergifnis het te maak met, in die Bybel is die prentjie wat van vergifnis geteken met elke keer in 'n handelstransaksie, is om skuld vry te skeld. Te sê maar, jy skuld my R100, hou het. Ons gaan aan met die lewe. Dis 'n vryspraak, is om iemand los te maak. Dis veral jouself wat loskom. Want skielik kan daai verhouding wat altyd gespanne was en ek moet iewers R100 in die ander kant om terug te betaal. Skielik is daai verhouding gediefluit. Daar's 'n mooi storieetjie aan hierdie wat ek nie vertel het nie, wat ek net so aan die einde wil vertel. Dit gaan rondom toe Benjamin uitgevang is met die silverbeker in sy luggage. En Josef sê, jy moet doodmaak, ou. Dan staan een van die boeties op, nie die oudste Simeon nie, maar 'n ander ene op, en dan sê hy, stuur my tronk toe. Plaas die skuld op my. Sy naam was, ons nou nog gesing daarvan, Juda. Onthou julle die leeu van Juda? Wat onthou is van Juda? O ja, Josef was nie die voorgeslag van Jesus nie. Benjamin ook nie. Simeon ook nie, die oudste boetie nie. Maar die een wat in die voorgeslag, in die geslagtegister van Jesus aangeteken word as sy oupa, grootjie, was Juda. Wat gesê het, kies my in die plek van hom. En plenty jare later steek God sy hand op en sê, kies my seun. En Jesus neem die sonde van die wêreld op hom. En hy vergewe. Ek wens dit was maklik, ouens. Ek wens ek kon vir julle sê, môre oor môre gaan alles oukei wees. Maar kom ons sê dit nou maar van Suid-Afrika in die wêreld. Ons sukkel om te vergewe. Of dit nou vir Trump of Malema of vir Pietie of Kosie of vir whoever else was. En dit kan net soveel beter wees as ons let go. So ek wil vir ons bid, maar voordat ek bid, of anders as wat ons gewoonlik bid, wil ek hê ons moet almal saam bid in 'n song. En ek het gedink die ideale song sou wees om hierdie song te wees, Here seën Afrika. Want jy sien, in daai laaste paar reels sal ons bid vir Afrika, ons bid vir hierdie kontinent van ons bid vir hierdie land van ons bid vir vergifnis in hierdie land. En dalk begin dit by jou en jou gesin, of tussen jou en jou werkers, of jou en jou baas, of jou en jouself, of tussen jou en God. Maar mag ons 'n gemeenskap in Suid-Afrika wees van mense wat vergewe, skuld vryskeld. So, band, kom julle eers vorentoe, dan kom ons staan almal en dan sing ons hierdie laaste song as die gebed.
op God se woord. Mense smagte kom nooit Na die God van ons. Hoor ons lied gebed, o Heer. Vader wat regeer, bring die liefde van ons weer Aan die mense wat hier woon. God sien op die God, Laat ons samen vrede boek. hier ons bid vir Afrika. Waar U ook regeer, raak die harde harte aan. Om tot U te keer, laat die koninkryk hier kom. En die wil geskied. Voor ons pleit vir Afrika. Vader, as ons bid, Bring die liefde van die Heer na die mense wat hier woon. God sien Afrika, laat ons samen vrede boek. Bring die Liefde van ons Heer, laat die mense wat hier woon. God sien Afrika, laat ons samen vrede Pieter, wil jy nie weer voorkom staan nie asseblief? Dankie. Ontvang in die seën van die Here en gaan leef as vredemakers wat vergewe. Mag die genade van die Here Jesus Christus en mag God wat vir ons liefhet, en mag die Heilige Gees ons dring om in 'n stikkende wêreld te gaan vergewe. Om ons reg tot vergelding op te gee. Om met liefde die wêreld te verander. Mag julle as gesin die Here se seën en se liefde in die suide gaan beleef. Mag julle koester en vashou en bless. Mag julle ook daar die vergifnis van Christus gaan uitleef vir 'n stikkende wêreld. Amen. U was, U is en U sal ook wees. U was, U is en U sal ook wees. Heilige is U naam, heilige is U naam. U was, U is en U sal ook wees. U was, U is en U sal ook wees. Heilige is U naam, heilige is
is U naam, heilig is U naam, heilig is U naam. Here, wie is daar soos U? Wie kan staan voor U? Majesteit ons buig voor U. Here, nie meer twyfel nie, nie meer teruggaan nie. Majesteit ons glorie, ons heilig is U naam. Here, wie weet daar soos U? Wie kan staan voor U? Majesteit ons buig voor U. O, Here, wie weet twyfel nie, nie weer teruggaan nie. Majesteit ons